Ek gaan vir ons vanaand saam lees uit Matteus 21. Vir die van julle wat dalk wil saam lees, Matteus 21. Ons gaan van vers 28 af lees. Dis die gelykenis van die twee seuns. Nie die gelykenis van die verlore seun nie. Die gelykenis van die twee seuns. Matteus 21. Matteus 21. Ek lees dit vir ons van vers 28 af. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en toe gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ons lees tot sover. Ons gaan deurlopend fokus op die hele gedeelte. Nou geliefde vriende, kan dit jou ook irriteer as iemand sê dat hulle gaan iets doen en dan doen hulle dit net nooit nie. Daar's min dinge in die lewe wat 'n mens so kwaad kan maak soos dit. Maar tog moet ons ook nie sonder ons eie foute lewe, sonder dat ons eie foute raak nie, want hoe baie keer sê ons nie vir mense, ons gaan iets doen en dan doen ons dit net nooit nie. En ek as predikant is ook nie los van dit nie, ek is ook maar skuldig. Baie keer dan sê ek vir gemeentelede, hoorie, ek gaan iets doen vir julle, of ek gaan dalk bid vir julle, en dan op die einde van die dag, dan doen ek dit net nooit nie. En as julle iemand hoor sê, dit is so, dis my vrou. Maar ons stel mense so teleur as ons vir hulle sê, ons gaan iets doen en ons doen dit nooit nie. Of mense stel ons weer teleur as ons vir hulle sê, dat hulle iets gaan doen en dan doen hulle dit nooit weer nie. Maar dan kry jy mense ook die kere wat mense volstrek net weier om iets te doen. As iemand jou vra, dan sê jy nee, ek gaan dit nie doen nie. Dan so rukkie later dan begin daai gewete van jou nader kruip en dan gaan jy en dan gaan doen jy dit tog maar. Reinhard wat nou my pa goed sal ken, sal weet, hy was altyd so gewees. Dan sê hy nee, hy gaan dit nie doen nie. En dan kort voor lank kan sien jy maar net is hy besig om dit te doen. En ons kan eintlik sê dat daar 'n verandering in 'n mens se hart gebeur, nê? Dat 'n mens oorbeweeg van ek gaan dit nie doen nie, na ek gaan dit doen. Nou Jesus is in hierdie gedeelte hy besig om met die fariseërs te gesels deur middel van 'n gelykenis, en Jesus gebruik gelykenisse om eintlik 'n waarheid van die koninkryk, eintlik 'n baie groot stuk dogmatiek te vat en dit op 'n baie eenvoudige manier te verduidelik sodat mense soos ons dit kan verstaan. En wat die hart van Jesus se gelykenis hier is die hart van die mens. Hy vergelyk eintlik hierdie twee seuns se harte met mekaar en dan reflekteer hy daarop. So as ons na die eerste seun kyk, dan sien ons dat hierdie seun se hart eintlik verskriklik verhard was. As sy pa vir hom vra, dan weier hy, dan sê hy, ek wil nie. Ek wil nie gaan werk nie. Ek het geen belangstelling daarin om pa se belange te bevredig nie. Ek worry nie oor pa se verwagtinge nie. Net 'n stryd op, nee. Nie as ek sal daaroor dink nie. Maar dan lees ons in vers 29 dat hy sê hy het spyt gekry. Daar staan hy het spyt gekry. Berou gehad. En wel gaan werk en nie dit gedoen wat sy pa van hom verwag het.
Nou ons kry hierso 'n baie belangrike Griekse woord, metamelomai, wat hier vertaal word as spyt of berou. En dit beteken eintlik so bietjie meer as net om sleg te voel oor iets wat jy verkeerd gedoen het, of om skuldig te voel oor iets wat jy doen. Dit beteken letterlik eintlik om een belang in jou lewe te verruil vir 'n ander belang, gewoonlik vir die beter. Ons kan eintlik sê dat dit wat hier gebeur is die werking van die Heilige Gees, is die kontakpunt van die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Is die heel eerste ding wat die Heilige Gees aanraak, is jou hart. Daai emosie wat jy beleef wanneer jy in jou sonde sit, in jou verkeerde wees sit, en jy weet, my lewe moet verander, my hart moet verander, en ons sien dit, dat hierdie seun se hart verander deur die Heilige Gees wat dit aanraak. Het hierdie diepgaande belewenis. Nou kan ons eintlik sê dat sy ek wil nie verander in 'n ek wil. Sy woord wat nee is, verander op die einde van die dag in 'n daad wat ja is. Hy gaan doen wat sy pa van hom verwag het. Hy gehoorsaam sy pa met die daad. Kyk ons na die tweede seun, dan sien ons dat sy reaksie is goed, pa. Daar staan letterlik in die Grieks, ek wil en ek sal die werk doen wat pa van my verwag. Maar gou, dan sien ons, die prentjie daar wys, dan gaan hy nie om te gaan doen wat sy pa vir hom gesê het nie. En dis eintlik leefwoorde. Die volgende slide, leefwoorde. Nou, die woorde is leeg en die dop is ook leeg. Het lyk so mooi aan die buitekant, maar as jy daai eier oopbreek kan, is daar niks aan die binnekant nie. Is nogal iets wat ons opmerk van al twee seuns, dat hulle gedrag eintlik omgekeerd is. Die een seun sê, ek sal of ek wil, en dan gaan doen hy dit nie, en die ander seun sê ek wil nie, maar dan gaan doen hy dit op die einde van die dag. En so 'n skeiding tussen woord en daad, vriende, is nie iets niets wat ons in die Bybel kry nie. Ons lees onder andere daarvan in Jakobus 2. Ons baie mooi verduidelik wat die verhouding is tussen ons werke en ons dade, dat ons werke en ons dade nie van mekaar geskei kan word nie. En dat geloof op die einde van die dag eintlik tot volle uitwerking kom, eers wanneer dit met die daad gepaard gaan. So sê Jesus ook, bekende gedeelte Matteus 7 vers 21, dat nie elkeen wat vir my Here, Here sê, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En daarom is hierdie woorde en hierdie dade waarvan ons lees, eintlik weer eens net vir ons 'n kragtige herinnering om te sê dat dit wat jy met jou mond sê, moet op die einde van die dag ook ooreenstem met dit wat jy doen. Dit moet in gehoorsaamheid uitgevoer word. En is op die einde van die dag die werking van die Heilige Gees wat hierdie twee by mekaar uitbring. 'n Hart wat se belange verander het, gaan doen op die einde van die dag wat van hom verwag word, en dit stel tevrede. Maar 'n hart wat se belange nog sondig is, 'n hart wat se belange nog verkeerd is, gee eenvoudig net nie om nie. En juist dit, geliefdes, is krities vir ons om te verstaan as gelowiges, want hoeveel keer gebeur dit nie in die kerk dat ons dit sien, dat mense vol moed wegspring, vol moed hier voor staan en voor die Here en sy gemeente beloof, sal werk, ek sal myself uitgiet. Maar die oomblik as die werk gedoen moet word, dan gebeur daar niks. En daarom is 'n gelowige persoon se hart op die einde van die dag gepla met die wil van die een wat die verwagtinge het. Gepla daarmee om gehoorsaam te wees. Daarom dat die eerste seun, alhoewel hy gesê het nee, sleg gevoel het, hy het spyt gevoel, hy het hierdie verandering in sy hart beleef. En op die einde van die dag gaan doen het, daadwerklik opgetree het. En die hart van die een wat nie bekeer het nie, was maar min gepla, so min gepla, dat het op die einde van die dag nie gehoorsaam was nie.
dat dit nie daadwerklik opgetree het nie. En dis nou hier waar Jesus se reaksie op die einde van die dag vir ons begin sin maak, waarvan ons lees. Nadat die fariseërs dan nou saam met Jesus stem dat die eerste seun, die een is wat op die einde van die dag die wil van sy vader uitgevoer het, dan sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo en julle het hom nie geglo nie. Ek lees nou heeltemal verkeerd. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ek dink ek het dit hierso vir ons gesê. Daarso waar berou staan, word presies dieselfde woord in sy verbuiging gebruik. Metamelomai. Nie hierdie hartsverandering ondergaan toe hulle die woord van die Here gehoor het nie. En tollenaars en sondaars, vriende, is mense wat verag was in die samelewing vir dit wat hulle gedoen het. Die een het gesteel vir 'n lewe en die ander een het hulle lyf verkoop vir 'n lewe. Mense wat se lewe eintlik gesê het, nee, ek wil nie. Maar wat op die einde van die dag nog steeds gedoen het. Die wil gedoen het van die een wat die verwagtinge van hulle het. Die een wat hulle geroep het. Soos die gedeelte sê, wat Johannes se oproep gehoor het en tot regverdigheid omgedraai het. Berou gehad het, spyt gehad het. En bekeer het van hulle weer af. En Jesus sê hierso, die hemel staan oop vir sulke mense. Die hemel staan oop vir mense wat hulle sonde en ellende besef en daaruit gedryf word om op die einde van die dag daadwerklik op te tree en vir die Here te werk. Hulle beleef hierdie metamelomai in sy volle glorie. Dink maar aan Johannes 18. Ek dink is seker een van die mooiste voorbeelde van hierdie verskil tussen die twee harte wat ons kry. Dan kom die fariseer in die tempel en dan bid hy. Hy sê, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Dankie dat ek nie 'n dief en 'n egbreker en ook nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek vas 2 keer in 'n week. Ek gee my 10de van my hele inkomste. Dan kom hierdie tollenaar onwaardig. Hy bly daar aan een kant ver staan. Hy wil nie eers naby die Here kom nie, want hy weet hy's onheilig. En hy bid hierdie woorde. Hy sê, Here, wees my sondaar genadig. Dis 'n hart wat verander het. Dis 'n hart wat bekeer het, wat metamelomai beleef het. 'n Verskil of daarteen stryd, die hart wat dit nie beleef het nie. Mooi woorde. Ek sal dit doen, maar op die einde van die dag wanneer dit by die uitvoering kom, dan sal geen dade nie. Of halfhartige dade, of dade wat eintlik net geplaas met jou eie beeld, of wat geplaas is met dit wat jy wil hê en jou belange. Dat jy in elk geval maar net in onopregtheid optree. Ons kan dit ook eintlik noem selfbedrog. Ja, sonder dade. Mense soos die einste fariseërs met wie Jesus hier gepraat het oor die 2 seuns. Mense soos die einste fariseer wat daar in die tempel gestaan en bid het en sê, dankie Here, dat ek nie soos die ander mense rondom my is nie. Wat in woorde oorloop, maar wat in sy dade leeg is, wat 'n verhouding met Jesus Christus kort kom. Mense wat geen spyt of berou het nie. En Jesus impliseer in hierdie gedeelte, die hemel is gesluit vir sulke mense. Dit alles gaan oor een ding, geliefdes. Dit is die toestand van 'n mens se hart. Wees besorgd oor die toestand van jou hart. En daarom, vriende, is daar net een manier
wat hierdie hartsverandering van ons kan plaasvind. En dis hierdie kruis van ons Here Jesus Christus. Die kruis is die middel, die kruis is die hartoperasie wat ons eintlik ondergaan. Esegiel 36 sê dit vir ons so mooi. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van alle ongeregtighede en afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle uithaal en julle hart van vleis gee. In vers 27 wat so mooi sê, ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Deur Jesus Christus word hierdie ou hart, 'n hart wat nie bereidwillig is nie, 'n hart wat nie gepla is met sy Vader se wil nie, 'n hart wat nie wil gaan werk nie, word hy uitgeruk. En Jesus kom en hy gee deur sy kruisiging vir ons 'n splinter nuwe hart, 'n hart wat bereid is om vir die Here te werk, 'n hart wat gewillig is, 'n hart wat 'n diepgaande verhouding met Jesus Christus het. En dit alles pomp deur die werking van die Heilige Gees in ons. En daarom, geliefdes, hoor vanaand die roepstem van die Here. Moenie net praat nie, maar doen. Die Here verwag van jou om te gaan werk. Hy roep jou. Hy vra vir jou om te gaan werk in sy wingerd. Hy rus jou toe met gawes. Elkeen van ons wat hier sit het 'n gawe. Elkeen van ons wat hier sit word geroep deur die Here in sy kerk te werk, sy gemeenskap te werk, in ons sosiale kringe te werk, in ons huisgesinne te werk, by ons werke te werk. Hy roep ons om die vrug te dra van metamelomai. En daarom stuur hy ons om sy belange te gaan bevredig. Amen. Kom ons bid saam. Here, deur die Seun Jesus Christus ontvang elkeen van ons 'n nuwe hart. Ons kan eintlik sê ons ondergaan 'n hartsoperasie. Kom en U ruk hierdie vrot hart van ons uit. En U gee aan ons 'n hart van vleis wat gevoel het, wat lief is, wat gepla is met U wil, wat gepla is daarmee om U tevrede te stel. En daarom, Here, bely ons in hierdie aand. Ons is hier, ons wil vir U werk. Gebruik ons in U koninkryk. Stuur ons daar waar ons mag gaan. En wil U gee dat ons altyd deur die Heilige Gees net meer en meer gewillig sal wees. Seën ons elkeen, Here, waar ons is op ons lewensreis, waar ons by die werke is, waar ons ook by die huise is. Wees met ons geliefdes wat hierdie week op die pad ook is. Wil U elkeen veilig bewaar. Nie om ons wil te laat geskied nie, Here, maar dat U wil sal seëvier in ons lewe en dat ons ook kan getuig van U goedheid en U liefde en U genade. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.